eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk. Wil gehoofloof U, ons Heer en Bruidegom. Teksgedeelte Filippense 3 vers 8 tot 15. Filippense 3 vers 8 tot 15. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Here, baie dankie dat U 'n God van verhouding is. Dat U na die aarde toe gekom het en dit vir ons moontlik maak om deur U in verhouding te wees met die Vader en met die Heilige Gees. Here Jesus Christus, baie dankie weer eens vir die volmaakte offer wat U gebring het vir al ons sondes en al ons swakhede. En dankie in besonder dat ons vandag ook in herinnering kan roep dat U het opgestaan en dat U het die oorwinning behaal oor die dood, oor sonde, oor vervloeking, oor alle magte, oor alle kragte. U is die naam bo alle name. Dankie Here dat ons ook weet dat U is die besonderse openbaring van Vader vir elkeen van ons. Dat U is die woord, die lewende woord, die Logos. Dankie Here dat U ook met ons praat en werk in besonder, so deur die Heilige Skrif en deur die inwerking van die Heilige Gees. En daarom vra ons in nederigheid en afhanklikheid dat U ons ook nou asseblief sal seën in die lees van die woord en lei ons asseblief deur die inwerking van die Heilige Gees. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam Filippense 3 vanaf vers 8. Paulus natuurlik wat skryf en sê, ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou om Christus as wins te verkry. En in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek het ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie, dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry, van die hoë roeping van God, in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Tot sover. Ek herhaal vir ons vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Die krag van sy opstanding. Tot sover, geliefdes. Nou, geliefdes in die Here, ons tema van môre is die opstanding net 'n teorie. Is dit net 'n teorie? Of is dit 'n werklikheid? Is dit vir ons 'n realiteit? Nou, net so 'n paar inleidende gedagtes daar rondom. Ons sien nou hierso in vers 10, die klem, om die krag van sy opstanding te ken. Nou, ons weet met die opstanding natuurlik, vandag, ons vier die opstanding van die Here Jesus Christus, ons roep in herinnering ook wat die opstanding vir ons beteken, in besonder vandag. Maar die groot vraag, soos ek sê, die vraag vir elkeen van ons is die opstanding van die Here net 'n teorie vir ons, of is dit werklikheid, is dit 'n realiteit vir ons? Glo ons in die opstanding? En glo ons in die betekenis van die opstanding vir ons,
En wat van die toepassing daarvan in ons eie lewens, die gebruik daarvan in ons lewens? Maar natuurlik, voordat ons uitbrei op hierdie vraag, kom ons herroep net eers die betekenis van die opstanding natuurlik self. Nou ons weet dat die opstanding gaan oor die oorwinning. Ons het Vrydag gedink aan die kruisdood van die Here Jesus Christus, en ons weet dat deur Christus se sterwe is die volmaakte offer gebring vir al ons sondes, dit wat is, wat was, wat gaan wees. Christus het eenmaal gesterf, 'n volmaakte offer gebring vir ewig. Dat Christus 'n offer gebring het vir al ons sondes, vir al ons ongeregtighede, dat Christus 'n vervloekte geraak het in ons plek, Galasiërs 3. En met die opstanding natuurlik, met die opstanding besef ons dat Jesus Christus het die oorwinning behaal. Die opstanding gaan oor die oorwinning. Die kruisiging gaan oor verlossing, die opstanding gaan oor oorwinning. Dat Christus Jesus het oorwinning behaal. Die kern is dat daar oorwinning behaal is oor al die gevolge van die sondeval wat plaasgevind het. Al die gevolge van sondeval, oorwinning oor sonde, oorwinning oor die dood self, die dood wat die loon is van sonde en die dood wat ingekom het as gevolg van die sondeval, as gevolg van die misleiding van duisternis en as gevolg van mensekeuse, het dood ingekom in skepping. Christus Jesus het die dood oorwin as loon van sonde. Christus Jesus het oorwinning behaal oor die vervloeking van die sondeval en die vervloeking wat ingekom het in die skepping. Christus Jesus het oorwinning behaal oor pyn, oor smart, oor lyding, oor siekte, dood, gebreekte verhoudings, oor die sondige natuur van mens, oor 'n gebroke wêreld, oor die werke van duisternis, die vyande, alles insluitend. Christus Jesus het oorwin. 1 Korintiërs 15 verse 54 tot 55 wat het ook mooi vir ons saamvat. So as ons dink aan die opstanding, dan dink ons dadelik aan oorwinning. Christus het oorwin. Maar wat ek vandag 'n bietjie wil bybring volgens die Heilige Skrif, is dat die opstanding gaan ook oor die krag van God. Die opstanding gaan oor God se krag. Deur God se krag het die opstanding plaasgevind. Efesiërs 1 vers 18 tot 20. Dieselfde krag waarmee Christus opgewek is, daai selfde krag word nou geskenk aan ons. Ek bedoel, kan jy jouself indink die krag betrokke by die opstanding wat plaasgevind het? Ek het al baie saam met u gepraat en verlede ook gesels oor die krag en selfs die bewyse en bevestiging wat daar is vir die opstanding en so meer. Maar die krag, die heerlikheid wat betrokke was om 'n dooie liggaam op te wek, lewendig te maak. Goddelike krag. Jesus Christus is met krag verklaar as die seun van God deur die opstanding uit die dood. Romeine 1 vers 4. Plekke op plekke waar dit bevestig word. Soos ons nou gelees het, Filippense 3 vers 10. Daar is krag in die opstanding. Die opstanding gaan dus oor oorwinning, maar die opstanding gaan ook oor die krag van God, 'n oorwinningskrag wat ons het in die Here Jesus Christus. Krag. Nou geliefdes, met die gedagte en dat ons verstaan waaroor die opstanding ook gaan, oorwinning en die krag van God, saamgevat oorwinningskrag. Kom die groot vraag natuurlik, maar wat van ons? Dit raak belangrik om die implikasies van die opstanding te besef vir ons. Deur geloof, soos ons nou gelees het in Filippense, deur geloof het ons aandeel aan Christus Jesus se kruisoffer. Ons kry vergifnis, ons kry verlossing deur die geloof in Jesus Christus. Maar geliefde, ek wil vandag weer bevestig en ons herinner dat deur geloof
kry ons nie net aandeel aan die vergifnis en verlossing nie, maar deur die geloof in Jesus Christus kry ons aandeel aan die oorwinning en aan die oorwinningskrag. Ons is gefokus net op die kruis en wat dit vir ons beteken en dit is belangrik. Maar ons vergeet wat beteken die opstanding vir ons? Wat impliseer dit vir ons? Ons kry deur geloof aandeel aan Christus se opstanding, aan sy oorwinning en aan sy krag. Romeine 6 vers 4 tot 5 wat dit mooi vir ons bevestig, dat ons het deel aan Christus se dood en ons het deel aan Christus se opstanding, om nuwe lewens te kan lei. Ons kry deel aan beide. Ek het net Efesiërs 1 aangehaal, weer eens Efesiërs 1 vers 19 tot 20, dat God se krag, sy oorwinningskrag is vir ons wat glo. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, daai selfde krag is nou vir ons. Ons ontvang het. Jesus Christus se oorwinning en krag word aan ons geskenk deur die inwerking van die Heilige Gees. Daarom ook dat ons net weer eens besef, deur die Heilige Gees en deur die geloof kry ons aandeel aan die vergifnis en verlossing. En deur die Heilige Gees, deur die geloof, kry ons aandeel aan die opstanding, die oorwinningskrag van God in ons. Christus se oorwinningskrag word deur die Heilige Gees vir ons gegee. Daarom byvoorbeeld weer as ons gaan kyk na Handelinge 2, die uitstorting van die krag en die vuur van die Gees. Dis deur die krag van God wat geskenk word vir sy kinders, waar daar kragtige werkinge begin plaasvind, wonders en genesings en bevrydings en so meer. Dis eers nadat Christus se werk voltooi is, wat die vuur en die krag van die Gees vir ons gegee is, vir die apostels gegee is, waarna die kragtige werkinge begin plaasvind het. So geliefde, ons kry deur geloof, ons kry deur die Heilige Gees deel aan Christus se opstanding, aan sy oorwinning en aan sy krag. En ja, ons gaan, soos Paulus getuig in Filippense 3, ons gaan ook eendag 'n opstanding beleef. Aan die einde van tyd, wanneer Christus terugkom, gaan daar 'n opstanding plaasvind. Ons gaan ook die krag van God beleef met die opstanding wat sal wees. Maar ek wil u vandag herinner dat die skrif getuig dat ons nou al deel het aan die opstanding en die krag, die implikasie en die gevolge van Christus se opstanding vir elkeen van ons. Ons het nou al oorwinning in Jesus Christus deur sy krag oor die sondeval en die gevolge daarvan. Romeine 8, ons ken dit almal, né? Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefgehad het. Meer as oorwinnaars. So ons kry deel aan die opstanding deur die inwerking van die Heilige Gees en Filippense 3 deur die geloof. Die vraag is, glo ons dit? Geliefdes, is, en soos ek met mense ook werk en baie dankbaar daarvoor in die algemeen, maar dit is asof die meerderheid van ons as kinders van die Here, ons glo in die kruisiging, ons glo in die betekenis daarvan, ons glo in die vergifnis, ons glo in die verlossing. Prys die Here daarvoor, wonderlik. Maar dit is asof die meeste van ons nie glo in die opstanding nie. En miskien sal ons nog sê ons glo in die opstanding, maar ons glo nie in wat dit beteken vir ons nie. Ons gebruik dit nie. Ons gebruik nie die autoriteit van die Here nie, ons gebruik nie die gesag van die Here nie, ons gebruik nie die oorwinningskrag nie, ons leef nie daarin nie. Dis asof dit vir ons net 'n vaarteorie is. Maar ons sukkel met die praktiese implikasie en gebruik daarvan, ook in ons eie lewens. Dis vir ons asof die evangelie eindig by die kruisiging van Christus.
En as ons getuig met mense en praat met mense, waar eindig ons? By die kruisiging. Geliefdes, die evangelie het nie daar gestop nie. Die evangelie gaan voort. Die evangelie gaan voort. Ons het al in die verlede daarna gekyk, die kruisiging sou niks wees sonder die opstanding nie. Dan sou Christus nog in die graf gewees het. Die evangelie gaan voort. Die opstanding is kern. Christus leef. En hy leef nou in ons deur die inwerking van die Heilige Gees. Christus Jesus se opstanding, sy oorwinning, sy oorwinningskrag is nou in ons deur die Heilige Gees. Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur God wat my die krag gee. Die Here skenk dit nou vir ons, hy gee dit vir ons. Ja, weer eens, die volheid kom. Die volheid is nog op pad, maar ons het dit alreeds. Glo ons dit? Glo ons in die opstanding? Glo ons in Christus se oorwinningskrag vir ons en in ons? Glo ons dit? Soos wat ons glo in die kruisiging, glo ons in die opstanding. Soos wat ons glo in die implikasie van die kruisiging, glo ons in die implikasie van die opstanding. Staan ons in die kruis en staan ons op die leë graf. So my groot vraag vandag weer eens, is dit net 'n teorie of is dit 'n realiteit? Is die opstanding en die betekenis daarvan vir ons, is dit vir ons 'n werklikheid? Baie Christene ongelukkig leef asof hulle plat geslaan is in hierdie wêreld. Nou ons weet daar's lyding, ons weet daar's vervolging, ons weet daar's slegte omstandighede, ons besef hierdie dinge natuurlik. Maar is asof ons as Christene leef met hierdie mentaliteit dat die wêreld en die omstandighede het ons oorwin. Daar's nie 'n oorwinnaarsmentaliteit nie. Dis asof ons met liefde gesê kragtelose Christene is. Ons leef asof daar geen uitkomste is nie. Ons leef asof daar nie oorwinning is nie. Ons leef asof ons nie verstaan dit wat Christus vir ons bereik het nie. Sommige van ons glo in die opstanding. En ja, ons glo in die opstandingskrag. Maar dan glo ons dit ook net vir sekere mense en sekere persone. Ons glo in die krag, maar ja, is net die dominee wat dit kan gebruik. Of die ouderlinge, of hierdie persoon, of daai persoon. My geliefde in die Here, jy's 'n kind van die Here. Jy glo in die Here. Jy glo in sy opstanding. En die opstandingskrag volgens skrif is vir almal wat glo. Nie net sekere mense nie, almal. Glo ons dit? Vir baie is die opstanding net 'n teorie en nie 'n realiteit nie. Geliefdes, ek sluit vir ons af. Net met so 'n paar slotgedagtes en net om vir ons saam te vat. Paulus se gebed hierso in Filippense, ook so in Efesiërs 1, is dat ons die krag van die opstanding kan ken. Dat ons dit kan ken. Nie net weet daarvan nie, maar dit kan ken. Dis my gebed vir ons ook. Dis my gebed vandag vir elkeen wat hier is. Dat ons die krag van die opstanding sal ken. Dat ons die betekenis van die opstanding vir ons kan ken. Dat die opstanding gaan oor God se oorwinning en krag in en deur Jesus Christus. En deur geloof in Jesus Christus se opstanding kry ons deel aan Jesus Christus se oorwinning in krag. En dit is vir almal wat glo, nie net vir sommiges nie. Almal wat glo. Glo in die opstanding. Glo in die oorwinning.
Glo in die krag van die Here, die oorwinningskrag in en deur Jesus Christus vir elkeen. En ja, ons is steeds in 'n stikkende wêreld, natuurlik. Daar's uitdagings, daar's beproewing, daar's aanslae, daar's terugslae, die vyand is besig, ons weet dit. Finale oorwinning kom wanneer al die vyande verwyder sal word. Ons is in hierdie tussentyd stryd. En daarom juis, geliefde, is dit belangrik dat ons verstaan wat die opstanding vir ons beteken. Dis juis in hierdie omstandighede wat ons nodig het, nie net om te glo in die vergifnis en verlossing nie, maar om te glo in die oorwinning en die krag. En dat ons deur die Heilige Gees deel het daaraan, en dat ons daarin kan staan, want dis deur te staan in die oorwinning van Jesus Christus, wat uitkomste plaasvind en kom. Uitkomste uit die omstandighede, beproewinge, aanslae en so meer. Om te glo dat in en deur Jesus Christus se opstanding is daar nou oorwinning vir ons, daar's uitkoms vir ons, uitkoms uit hierdie slegte omstandighede en uitkoms vir al die gevolge van die sondeval. God skenk sy oorwinning aan ons. 1 Korintiërs 10 vers 13. Jesus Christus se krag en opstanding is vir ons wat glo. Nie net vir een dag vorentoe nie, maar nou al reeds. So geliefde, is die opstanding van Jesus Christus vir jou net 'n teorie? Of is dit 'n realiteit? Amen. Kom ons sluit die oë. Ek doen graag vir ons 'n gebed. Ons Heer, ons Koning Jesus Christus. Ja, Here, dankie dat ons vandag weer eens net kan kyk na wat is die betekenis van die opstanding vir ons. Ja, Here, ons fokus so op die kruisiging. Ons vergeet soms van die opstanding. En ja, soms, Here, weet ons die opstanding is daar en ons glo in die opstanding, maar ons glo nie altyd in die implikasie, die betekenis, die waarde daarvan vir elkeen van ons nie. Here, help ons om te besef dat U het in ons plek gesterf, maar U het ook in ons plek opgestaan. En deur die inwerking van die Heilige Gees kry ons deel aan vergifnis en verlossing, die kruisiging, maar ons kry ook deel aan die opstanding, die oorwinning en die krag wat U het vir ons, Here. Dat dieselfde krag waarmee U opgewek is, daai selfde krag is nou binne in ons deur die inwerking van die Heilige Gees. Here, help ons dat die opstanding nie net 'n teorie sal wees nie, maar dat dit 'n realiteit sal wees. Help ons, Here, om te glo in die verlossing, maar ook te glo in die oorwinning. Want die skrif bevestig het vir ons keer op keer op keer, dat U oorwinningskrag word nou geskenk vir ons wat glo, en nie net verseker is nie, vir almal wat glo. Here, ons weet jou vyand en omstandighede, al hierdie dinge wat indring en moeilikheid veroorsaak, en daarom bid ek, Here, dat U waarlik elkeen van ons sal seën met die beseffing van dit wat U vir ons gedoen het, en dit wat U vir ons skenk, Here, dat ons is meer as oorwinnaars, deur U wat vir ons lief is, en dat ons die kennis sal hê van wat die opstanding vir ons ook beteken. Dat ons die krag van die opstanding sal ken. Here, help ons dat ons nie skaam sal wees nie. Help ons dat in moeilike omstandighede, dat ons sal bid vir vergifnis, verlossing, maar help ons om ook te staan in U oorwinning, om dinge te proklameer, om dinge te bestraf, Here. Want ons is kinders van die lewende God. Here, seën ons met U oorwinningskrag. Lei ons daarin. Breek het vir ons oop al meer en al meer. En help ons, Here, om te staan in U oorwinning, in U oorwinningskrag,
alles vir u eer, vir u wil en vir u koninkryk. In Jesus Christus se naam. Amen. Dankie geliefdes in die Here. Eenheid en verskeidenheid, en maak ons een in die waarheid, vir die eer van die koninkryk, wil gehoofloof u, ons Heer en Bruidegom.